Welkom aan al ons luisteraars by nog 'n episode van die Verdiep podcast. Ek hoop regtig dat teen hierdie tyd julle die podcast vat en dit share met al julle vriende en dit vir julle baie beteken en julle goedjies daaruit leer en dit deel word van julle Bybelstudie per week en net sommer julle tyd wat julle mediteer oor die woord van God. Pastor JP, nog 'n episode, dis asof ons dit al vir 'n jaar lank doen, maar ek moet vir jou sê, dit bly vir my vreemd om met 'n mic te praat. Ek sê vir myself elke keer voor die tyd dat ek moet gaan kyk hoeveel episodes ons gemaak het, sodat ons kan sê, hierdie is die 10de episode of wat ook al, maar vergeet ek om dit te doen. Miskien moet ons net sê, hierdie is die episode in Mei 2025. Ons is meer akkuraat, ja. Nee, maar dis lekker om hier so te wees. Pastor, ons gesels bietjie vandag oor die boodskap Under Witness Protection. En toe jy die tema met my deel laasweek, toe ek excited, want dadelik pop hierdie movies op. Ja. Jy weet, al hierdie Hollywood movies wat jy het van Under Witness Protection en waar iemand iets gesien het wat hy nie moes sien nie en dan moet hy hardloop vir sy lewe en dan eventually dan kom hy onder hierdie protection van die polisie of van Liam Neeson, hierdie ou wat hom beskerm en niks kan by hom uitkom en dit nie. Maar hoe trek jy dit terug na die woord? Ja, so net so vinnig die inspirasie vir hierdie vir hierdie tema kom eintlik van 'n vorige podcast wat ek gedoen het, saam met een van my vriende in Newcastle, en ons het in die episode gepraat van hoe deel 'n mens die evangelie met iemand. En daar is baie metodes om die evangelie te deel. Jesus se marching order, sy laaste woorde aan sy disippels was, gaan uit en maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te doen. En dan Engels sal sê, be my witness. Be my witness, in Handelinge 1 vers 8, dan sê hy, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, dan sal julle krag ontvang om my getuies te wees. Sure. You will receive power to be my witnesses. En die vraag is altyd, maar hoe is ek 'n effective getuie vir Jesus? Daar's vrees wat opkom. Ek is nie goed genoeg nie. Jy weet, ek is nie gekwalifiseerd om dit te doen nie. Maar Jesus se woorde in Matteus 28 wat sê, and behold, I will be with you until the end. Dit was my, ek wil sê my inspirasie vir hierdie woord wat ek kom share. Okay, maar kom ons backtrack bietjie. Yes. Nee, kom ons backtrack bietjie. Jy kan net 'n witness wees van iets wat jy gesien het. Ek meen as ons net vat na 'n praktiese, na 'n Hollywood movie toe, dan is dit hierdie persoon wat hierdie ding sien gebeur, en dan kom hierdie witness protection, want sy getuienis is so belangrik. Ja. Wat is dit wat ons dan het? Wat se getuienis het ons? Wat het ons dan gesien? Hoekom is ons onder hierdie Jesus se woorde protection wat sê, die Heilige Gees gaan jou kom beskerm en ek sal met julle wees al die pad en ek sal nie meer regdraai nie. Dan gaan nie iemand deur die venster inklim en jou kom uithaal nie, want jou getuienis is so kosbaar. Wat het ons gesien? Ja, pastor, as jy 'n kind van die Here is, en jy is geesgevuld en jy is wedergebore, dan is jy 'n getuienis van die mees wonderbaarlikste life-changing gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom. Die dood en die opstanding van Jesus. Ja. Nou, jy is dalk nie 'n ooggetuie nie. Behalwe as jy 2000 jaar oud is, maar jy is dalk nie 'n ooggetuie nie, maar dit het tog 'n effek op jou lewe. Jou lewe is verander. Jy weet, jou gees was dood en hy is nou weer lewendig. Daar's 'n change wat gebeur het. Yes. Dit kan dalk 'n kleiner getuienisse wees van die breakthrough of hoe ook al dit vir jou lyk, maar op die einde van die dag is ons elke een 'n getuienis. Amen. Jesus het my lewe gered. Jy weet, hy het my siel gered, hy het my gees lewendig kom maak. En ek is 'n getuienis daarvan. En die ding van 'n getuienis is niemand kan dit van jou wegvat nie. Jou getuienis. My getuienis. Niemand kan my getuienis al wegvat. Ek weet wat ek beleef het, ek weet hoe ek was,
en ek weet hoe die Here my kom red het. Kan ek die Engelse woord daar gebruik wat sê an encounter? Weet, ons het dalk nie met die oog iets spesifiek gesien, ons was nie 2000 jaar terug daar nie, maar daar was 'n encounter van iets wat gebeur het, en dis dan 'n tipe belewenis, either iets wat jy gehoor het, wat die Heilige Gees vir jou sê, 'n aanraking wat jy beleef het, 'n deurbraak, iets, en daar was 'n tipe encounter met hierdie bonatuurlike God, wat dan jou lewe verander. Ons verwys altyd na 'n wedergeboorte. Ons is 'n Pinksterkerk wat glo in wedergeboorte. Ons glo van die werking van die Heilige Gees in ons harte, ons lei tot wedergeboorte. En daai is die tipe encounter. En dit wat jy sê is, elke wedergebore kind van God het 'n encounter met die Here gehad. En as jy nog nie 'n encounter gehad het nie, dan dink ek, is hierdie sommer dan 'n uitnodiging, is dit die pastor? Sommer 'n uitnodiging na buite toe en sê, hey, jy moet die Here encounter, jy moet 'n encounter hê, jy kan nie jou hele lewe groot word in die kerk en nooit 'n encounter hê met Jesus Christus nie. Dis 'n baie gevaarlike plek om te wees, by the way, maar dis ook iets wat jou gaan weerhou om te getuig, want waarvan getuig jy? Gaan jy met confidence, hier's my vraag, gaan iemand met confidence, iemand anders se getuienis, gaan met dieselfde confidence, namens iemand anders getuig wat hulle gesien en beleef het, of wat se impak het jou eie encounter in jou lewe? Ja, ek dink, obviously, my gedagtes gaan dadelik na 'n hof scene toe. Jy weet, die oomblik wat jy iemand anders se storie begin deel, dit is hoorsê. Jy weet, onmiddellik gooi mense die hof gooi dit uit. Nou, dis nie te sê dat daardie persoon se getuienis nie geldig is. Maar dis nie jou getuienis. Dis nie so kragtig. Dis nie so kragtig nie. En jy gaan nie iemand anders se getuienis met soveel confidence en soveel boldness praat nie, want jy het dit nie self beleef nie. Jy weet, maar as jy dit beleef het, as dit met jou gebeur het, jy weet hoe jy gevoel het op daardie stadium. Jy kan die emosies half weer deur dit gaan en dit herleef. Daar's 'n ander tipe confidence, daar's 'n ander tipe boldness wat ander tipe oortuiging, ek dink is die regte woord, wat jy het, as jy jou eie getuienis deel. Ek dink die krag lê daarin, om te sê, jy weet, dit het met my gebeur. As jy dink aan die disippels, dis een van die feite wat gebruik word om Jesus se dood en opstanding credible te maak, is die feit dat daar was 12 disippels gewees, en waarvan 11 dan natuurlik, en dan 120 die wat saam was, maar daar was 11 disippels wat sonder twyfel bereid was om te getuig van die dood en die opstanding van Jesus. En dis daai passie en oortuiging waarmee hulle het gedeel het, wat veroorsaak het dat dit credible was. Dit wat oorsaak het dat mense daarin geglo het, en dan hulle bereidwilligheid om te sterf vir dit wat hulle beleef, wat hulle ervaar het, waarmee hulle die encounter gehad het. Dink jy dat die geloof wat ons vandag moet hê, as 'n ou dink aan, jy het 'n encounter gehad en nou getuig jy daarvan, en dan dink jy aan die passie en die motivering agter jou getuienis, wat se impak het geloof? Jy het 'n geestelike oortuiging, kom ek noem dit, in die getuienis wat jy dan moet verkondig. So, een van die genadegawes, wat 1 Korintiërs 12 wat Paulus daar noem, is geloof. En ek het dit in die verdiep videoetjie gesê, en ek sê dit hierso, daar's 2 tipe gelowe wat jy kry. Daar's die general geloof, wat elke Christen moet hê. Jy weet, maar dan kry jy 'n bonatuurlike geloof, waar jy, nommer 1, daar's 'n sêding, dis 'n Engelse sêding, wat sê, martyrs make bad liars. Jy weet, as jy 'n ooggetuie is vir iets, jy gaan nie doodgaan vir iets wat jy weet is nie waar nie. Jy weet, maar die disippels was bereid om te sterf vir iets wat hulle self
beleef het. Maar tog is daar 'n element van bonatuurlike geloof. Ja. Om nie daai geloof op te gee vir die sake vir jou eie lewe nie. Almal ken die skrif wat ek ook aangehaal het in die boek van Openbaring 12 vers 11. Of is dit Openbaring 21 vers 11? Een van die twee wat sê they overcame him, Satan, by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Die tweede gedeelte van daardie skrif sê, and they did not love their lives. Jy weet, hulle het nie hulle lewens soveel lief gehad dat hulle nie bereid was om te sterf vir dit wat hulle geglo het nie. As jy daar kyk na daai skrifgedeelte dan en jy trek dit bietjie na konteks toe ons vandag, dan daai and they did not love their lives kan maklik verwys na hulle eie drome, eie statusposisie in die samelewing, hulle eie ideale, hulle eie goed wat hulle na pursue, hulle besigheid, hulle wat ook al, jy weet, hulle plek in die samelewing, het hulle nie liewer gehad as dit wat hulle van getuig het nie. Dit was die getuienis was vir hulle so belangrik om dit uit te kry, dat hulle al hierdie goed bereid was om te sacrifice vir dit. Maar nog 'n ding op daai skrifgedeelte wat jy deel is dat, is interessant dat hy sê ons overcome die vyand. En die vyand is die source van vrees. Die vyand is die source van vrees, wat ons weerhou om te getuig. Dis die source, dis die bron waar alle vrees vandaan kom, en jy het Sondag aand so 'n bietjie gesels oor hoe vrees ons weerhou. Maybe kan jy dalk gou daaraan raak rondom die aspek hoe vrees ons weerhou. Ja, wel die woord sê, ons het nie 'n gees van vreesagtigheid ontvang nie. Jy weet, vrees kom nie van God af nie. Yes. Die ding wat ek love van daai vers is die feit dat ons het reeds dit oorkom. Daar's reeds oorwinning oor hierdie goed behaal. Jy weet, en partykeer is dit net daai mindshift dat 'n mens moet maak om te sê I don't fight for victory. I fight from victory. Jy weet, ek veg van 'n plek van oorwinning af. Ja. As jy daai mindset het, dan weet jy dat wat ook al gebeur, vat nie die oorwinning van jou af weg nie. Jy het reeds die oorwinning oor dit. Ja. Jy weet, en ek dink as jy daai mindshift maak en jy gaan uit en jy gaan getuig, dan gaan jy nie omgee. Jy weet, of die mense, jy weet, in ons konteks vir jou uitlag, of jou ignoreer, of jou reject, of iets nie, want jy weet jy het die oorwinning reeds behaal. Ja. Jy weet, jy het die oorwinning oor die bron van vrees behaal, en daarom kan jy hierdie twyfel wat elke persoon het, hierdie vrees wat elke persoon het, kan jy oor dit kom, en kan jy dit, ek wil sê, oorkom en oorwin. Wat se tipe vrees praat ons van in ons konteks vandag? Wat se tipe vrees in die samelewing weerhou mense om die evangelie te verkondig, of oor Jesus te praat? Ja, Pastor, jy het dit ook in die verdiep video genoem, ons sien nie meer mense wat rarig sterf vir hulle geloof nie. Nie in ons konteks, jy weet, in Suid-Afrika rarig so baie, in Middelburg rarig so baie, nie dit gebeur, in ander lande en so, maar in ons konteks is dit meer van, jy weet, die vrees van jy gaan jou vriende verloor, die vrees van jy gaan dalk familielid verloor, in terme van die verhouding, jy gaan dalk jou werk verloor, daar is stories van mense wat hulle werke verloor, jy gaan, jy weet, die vrees van jy gaan nie weet wat om te sê nie. Jy gaan die verkeerde woorde hê. Die vrees van mense gaan jou judge. Mense gaan jou verwerp. Niemand hou van verwerping nie. Daardie tipe goed is ook nog steeds vervolging wat ons moet jy weet, identifiseer en sê dat dit is 'n werklikheid. As jy getuig van Jesus, gaan jy dalk die weird een wees in jou vriendegroep. Jy gaan dalk jy weet, familielid kwaad maak dat hulle nooit weer met jou wil praat nie, of wat ook al. Jy weet, daai goed is nog steeds 'n realiteit vir ons. En dis ek wil sê dis legitimate vrese om te hê. Dis legitimate goed om oor te dink. Maar dit moet nie jou stop om die evangelie te verkondig. Want as jy dit nie doen, lewe jy nie in oorwinning nie. Nee, jy is heeltemal reg. Oorwinning is iets wat reeds plaasgevind het.
is a state of mind, Ja. maar wanneer jy dan submit to fear, ek sê daar's twee goed wat jou toekoms bepaal. Hier waar jy nou sit, waar die persoon sit wat nou hierna luister. Nou, maak nie saak in wat omstandighede jy jouself nou bevind nie, finansiëel, medies, of in verhouding, of geestelik nie. Daar's net twee goed wat jou toekoms van hier af gaan bepaal. Of is vrees, of is geloof. Ja. Daar's net twee maniere om vorentoe te gaan, en elkeen van ons kies elke oomblik van die dag, watter een van hierdie twee paaie gaan ons volg. Yes. En dit bepaal of ons reguit op hierdie pad kom waarvan Romeine 12 praat, 2 wat sê, moenie conform to this world nie, but be transformed by a renewal of your mind, so that you can experience the perfect and acceptable will of God for your life. So there's a perfect, acceptable will of God for your life. Daar's 'n perfekte plan. Ja. En as jy die paadjie van vrees kies nou, dan gaan jy nie op daai perfect, acceptable plan loop nie, jy gaan met die grondpad loop. En daai twee goed bepaal jou toekoms. Dit bepaal, en dit bepaal baie meer as net jou geestelike toekoms. Dit het 'n impak op jou finansies, dit het 'n impak op jou verhoudings, dit het 'n impak op jou geestelike stand, jou verhouding met God en jou gesondheid selfs, sou jy toelaat dat vrees jou terughou. En dis wat die Here nie vir ons wil hê nie. Hy wil nie hê ons moet gebuk leef onder vrees nie, maar ons moet in oorwinning leef. Pastor, ek het 'n vraag vir jou. Jou ervaring, nê, uit 10 uit. Want dit is 'n constant vrees. Wat gaan mense sê? Wat gaan hierdie persoon langs die pad sê? Wat gaan hierdie persoon wat jy nou encounter by die til? Hierdie vreemde dame op die pad. Jy weet, wat gaan hierdie persoon sê as ek nou van Jesus praat, of sê ek wil vir hulle bid, of getuig? Jou encounters tot nou, jou ervaring, uit 10 uit. Hoeveel mense, as jy uit 10 uitvat, was offended, en hoeveel mense was aangenaam verras, of bly, of is dankbaar dat jy wel gestop het en getuig het? Ja, ek sou sê, in my ervaring, 9 uit 10 mense is bereid om te luister. Ons het 'n uitreik gedoen, dis funny, ek dink nou daaraan. Ons het 'n uitreik gedoen so 'n paar jaar terug, wat ons in Zululand was, en die area waar ons was daar verskriklik baie toordokters gewees. En ons het street evangelism gedoen. Ja. Met ander woorde, ons het groepies gemaak, en elke groepie het 'n leier gehad, en dan het ons uitgegaan, en ons het die evangelie aan almal verkondig wat ons kon kry. Ons het van huis tot huis geloop, aan die deure geklop, met die mense gepraat, en een van die mense wat ons teëgekom het, was 'n toordokter gewees, en hy het in sy traditional klere was hy daar gewees, en selfs hy was nie offended toe ons met hom praat oor Jesus nie. Hy was bereid om te luister. En ek dink die rede daarvoor is, want die Here het ons gemaak om hom te loof en te dien. So ek dink daar's 'n longing in elke persoon se hart, wat uitroep na hom toe. Yes. En wanneer die evangelie verkondig word, kyk, die evangelie by natuur is offensive vir die menslike natuur. Ja. Jy weet, want die menslike natuur is 'n sondige natuur, en die evangelie kom en sê, jy weet, jy het 'n redder nodig, en niemand wil hoor hulle het 'n redder nodig nie. Niemand wil hoor hulle is verkeerd nie. Niemand wil hoor hulle is verkeerd nie. En dalk nog geen, niemand wil voorgeskryf word. Presies dit, ja, niemand wil voorgeskryf word nie. So dit is, in daardie opsigte, is dit 'n offensive boodskap wat ons het. Die waarheid is offensive soms, maar nog steeds het ek beleef dat mense is meer bereid om te luister as wat ons dink. Is dit dalk nie omdat Christus na homself verwys na die waarheid? Jy weet, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En die waarheid is iets wat almal pursue. Ek het nog nooit iemand teëgekom wat sê, nee, ek verkies dat iemand vir my lief is. Ja. Jy weet, ek verkies in my verhoudings dat dit 'n leuen of 'n nee, almal is soos, maar wat is die waarheid? Ek wil die waarheid. So almal wil die waarheid ken, en al erken almal dit nie, is dit iets wat elke mens pursue, en daarom as ons dan die evangelie verkondig met liefde, sagmoedigheid, met deernis, gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, dan is my ervaring dieselfde. Jy weet, ek sit hier en ek probeer dink in die laaste 18 jaar, die evangelie wat ek verkondig het, randomly op straat, waar ook al beweeg, in die gym, jy weet, en waar ook al, dink ek kan van 5 mense onthou, wat seriously lelik was met my, offense gevat het, in die 18 jaar.
Maar, hoe crazy is dit dat jy aan daai 5 ouens kan onthou, en is dit nie die werk van die vyand om jou te remind en te sê, Ja, maar kyk hoe daai ou onthou dit. 18 jaar terug opgetree, en in plaas daarvan vir ons om te luister na dit wat die Heilige Gees vir jou sê, en hey, maar intussen het 100 mense, of 200 of 300 mense, hoe het hulle opgetree, en wat 'n positiewe impak het dit in hulle lewe gehad. Ja, Bring my dalk na die volgende vraag toe is, waarmee sit ons in ons hande, as jy dink aan 'n vreemdeling op die pad, wat mag het ons, wat 'n krag het ons, as ons praat van die evangelie, sou ons net gehoorsaam wees, oral waar die Here ons uitstuur, na ons werkplek, by die huis, by die werk, waar ook al dit is waar jy beweeg, by skool, en daar's 'n vreemde persoon, en wat ons nie ken nie, en jy voel die Here sê vir jou iets, wat 'n impak kan dit in daai persoon ja. Ek dink aan Paulus se woorde wat sê dat God has entrusted to us the gospel of reconciliation. En dan gaan my gedagtes dadelik na Romeine 1 vers 16 toe, wat sê, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God. It is the power of God for salvation. It is the power. Jy weet, ek voel soms ons moet dit 'n paar keer herhaal. It is the power of God. Ja, dit is die krag wat ons het. Ons dra saam met ons, wanneer ons praat van die evangelie, die krag van God vir redding. Daai krag wat jou gees lewend gemaak het, van dood na lewe gebring het. Dit is die krag wat ons het. En wanneer ons stap in die straat af, en ons mense wat se gees nog dood is, ek het die antidote daarvoor. Ja. Jy weet, ek het die krag daarvoor. Nie my krag nie, maar ek besit dit. En Ja. God het dit aan my toevertrou. Yes. So juis vir die feit dat ek dit kan gee vir ander. Ek het dit ontvang en ek moet dit gee Ja. vir ander. Ek moet dit gaan verkondig vir ander. En dit is die krag vir redding. Want die evangelie, daai krag wat jy van praat, die evangelie kan kettinge breek, die evangelie kan vrymaak, die evangelie kan genesing bring, die evangelie kan 'n dooie vrou, wat ek gesien het voor my oë, lewendig word. Ja. Die evangelie het die mag om bonatuurlike goed te doen, sou ons toelaat dat 'n bonatuurlike gawe van geloof ons die courage gee Ja. om te getuig, en dit met 'n passie te doen, met 'n oortuiging te doen en op te dag, want die vyand van Openbaring 12 is konstant besig om ons te vernietig, konstant besig om in te gryp in verhoudings en materiële finansies, voorsiening en gesondheid en alles, want hy wil ons vernietig. Come on, weet, Ja. as ons glo Jesus is real, en ons glo hy bestaan, dan moet ons ook glo dat daar is iets soos 'n vyand, en alhoewel ons hom nie altyd die hom op die voorgrond wil sit nie, maar hy is besig, en dan sê Openbaring, maar ons oorkom hom, en al sy werke, en al sy trawante, en wat saam met hom opruit, ons oorkom hulle deur eintlik 2 getuienisse. Die bloed van Christus verwys na sy getuienis, Ja. en jou getuienis verwys na jou ontmoeting. Ja. Daai 2 is eintlik 2 getuienisse wat Openbaring dan van praat. So, pastor, in daai gedagte, as jy dan vir iemand moet sê, hy gaan net uit en getuig, wat is dit? Wat het ons nodig om die Bybel van voor tot agter te ken? Dis great as ons doen, en niks daarvan weggedenk, ek dink ons moet dit bestudeer, maar wat is dan die tool, of wat sou jy vir iemand sê, wat vir jou sê, maar ek ken nie die Bybel goed genoeg? Ja, ek dink, jy weet, weer eens, het kom terug na die hele inspirasie vir hierdie woord was juist dit gewees. Daar's verskillende metodes, verskillende formules, verskillende maniere, verskillende approaches. Ek het Sondag aand 'n bietjie gepraat van the way of the master. Nie baie mense het geweet wat dit is nie, maar dis Ray Comfort, hulle se approach, brilliant approach. Ja. Regtig effektief. Maar dit beteken daai approach het nodig dat jy 'n bietjie studie gaan doen. Jy weet, jy moet jouself kan artikuleer, en dit is wat baie mense afskrik. Ja. Daar's ander metodes ook. Die maklikste metode is net om te deel wat Jesus vir jou gedoen het. Ja. En ek hoor wat jy sê, daar's 2 getuienisse waarvan Openbaring praat,
dit wat Jesus gedoen het en dan jou getuienis wat jy het. Maar daai twee loop hand in hand met mekaar. Ja. Jy weet, ek kan vir iemand gaan sê wie ek was 20 jaar terug. Ja. Of jy weet 15 jaar terug of wat ook al. En ek kan sê, maar toe het ek Jesus ontmoet. Ja. En ek het deur die krag van sy opstanding, sy dood en sy opstanding, het my lewe verander. Ja. En weer eens, dis my getuienis. Nou, mense kan kom en sê, jy weet, ja, maar wat van dit en wat van dit en wat van dit. Dis fine, ons kan 'n discussion hê daarvan, maar ek sê nou vir jou wat Jesus vir my gedoen het. Ja. En dit maak nie saak hoeveel vrae of trick questions jy het, of jy weet, maar wat van hierdie vers, en wat van daai stuk, en wat van dit, luister wat ek vir jou sê, Jesus het my lewe verander. Ja. Jy kan dit nie van my wegvat. Ek het dit beleef, Yes. ek het dit gesien, ek het dit gevoel. My lewe het fisies verander. Jy weet, as jy my ouers vra wie ek was daai tyd versus wie ek nou is, dis twee verskillende mense. Ja. My lewe het verander. Daai dra krag. Dit is die maklikste manier om die evangelie te verkondig, is net om jou getuienis te deel. Amen. Amen. En Paulus sê dit ook, Paulus sê, I preached Christ crucified. Jy weet, en daai is so powerful, is wanneer ons 'n encounter het met Jesus. Mense gaan na jou storie luister. As jy met oortuiging deel van die encounter wat jy gehad het. My ervaring is dat daai storie beteken absoluut niks sou dit nie die getuienis van Christus dra nie. Sou dit nie terugverwys na wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het en die oorwinning wat hy ons daar gegee het nie. Een van die eerste vrae wat iemand jou mee kan aanval wanneer jy jou getuienis deel, is hoekom? Hoekom het jy die Here so beleef? Jy weet, ek het in die veld gesit en ek het die stem van God gehoor, en een van die eerste goed wat mense sê, wat maak jou so spesiaal? Weet, hoekom het jy dit? Hoekom het die Here die moeite gedoen om met jou te kom praat? Hoekom het hy, en dan gaan ek terug na Johannes 3 vers 16 toe, want God het ons so lief gehad. Hy het my ook so lief gehad, dat hy vir my ook aan die kruis gesterf het. En vir my personally is daai die difference between religion and relationship is when it becomes real to me. Wanneer dit regtig daar openbaring is, dat Jesus het nie net aan die kruis gehang vir almal nie, maar hy het ook vir my aan die kruis gehang. Hy ken nie net almal op die naam nie, maar hy ken ook Dani op die naam. Hy het nie net 'n plan vir almal nie, maar hy het 'n plan vir Dani. En nog voordat Dani gevorm is in die moederskoot, het die Here al reeds 'n plan vir hom gehad. En hy ken elke haar op Dani se kop, jy weet, en daai personalized, daai is die twee getuienisse, is om dit bymekaar te bring en te sê, dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, was ook vir my, and that changed my life. En nou, wil ek jou red. Ek wil jou graag vertel, en die Heilige Gees red, maar ek wil jou graag vertel van dit, wat my God vir my gedoen het, en hoe dit my lewe verander het, en met die hoop, dat dit jou nou ook sal verander. Of ten minste met die hoop dat jy dit sal gaan nadink. Jy weet, partykeer is ons getuienis net 'n saaitjie. Ek dink nou aan die vrou by die put. Jesus het 'n encounter met haar, en sy kom agter dat hy die Messias is, en die woord sê, sy het gegaan in die dorp in, en sy die mense gaan vertel, en die mense het nie dadelik geglo nie, maar hulle was nuuskierig, hulle was curious geweest, en hulle het uitgekom, die hele dorp het uitgekom, om hom nou te sien, om hom te ontmoet, om te kyk of dit waar is, wat sy gesê het, en dan sê hulle, toe hulle nou Jesus ontmoet het, en hom gesien het, toe het hulle begin glo, nie as gevolg van die storie, nie as gevolg van die getuienis nie, maar as gevolg van die feit, dat hulle ook 'n encounter met hom gehad het, en dit is wat jou hoop moet wees met jou getuienis. My getuienis, moenie die rede wees hoekom jy glo nie. Die rede hoekom jy glo, is want jy moet 'n ontmoeting met Jesus hê. Jy moet 'n encounter met hom hê. My getuienis is net 'n saaitjie wat jou dalk na hom toe kan lei. En as dit jou lei na hom toe, dan is dit 'n great getuienis, dan is ek bly. Want dit is die totdat jy dit nie self gesien en beleef het nie, sal jy nie met oortuiging kan getuig nie. Jy gaan nie kan. Dit is altyd vir my mooi as ek gaan kyk na ons beweeg nou na Pinkstertyd toe, na die uitstorting, hemelvaart, uitstorting van die Heilige Gees, en dan twee van die kragtigste tekens wat volg,
wanneer jy gedoop is met die Heilige Gees, is dat jy sal die vrymoedigheid en die boldness hê om te praat oor die getuienis, om te praat oor wat Jesus gedoen het. Daar sal 'n bonatuurlike boldness wees, en dis daai Gees van God wat jy die krag ontvang, wat sal volg as gevolg van dit. Dis 'n teken. Dis nie noodwendig iets wat jy net kies om te doen nie, dit brand binne in jou. Ja. En dan die ander ding is die spreek in tale, wat ook daarmee saamgaan, wat volg as 'n teken van daai doping, van daai uitstorting van die Heilige Gees wat plaasgevind het in Handelinge en wat ons sien vandag. Maar dit is so belangrik dat ons dan vir mekaar vandag sê dat jy kan nie effektief gaan getuig van Christus as jy dan nie hierdie encounter gehad. Ja, ek het dit op hierdie manier gesê Sondag in my preek, dat jy kan nie 'n getuienis van Christus wees sonder die innerlike getuie van die Heilige Gees. Ja. Met ander woorde, dit is daai encounter. Dit is daai verhouding wat jy eers moet beleef voordat jy kan uitgaan. Yes. En ek glo dit is hoekom Jesus vir sy disippels in Handelinge gesê het, wag, voordat julle uitgaan, wag hier, totdat julle die belofte ontvang het waarvan ek gepraat het. Ja. En hulle het gewag daar, en toe die Heilige Gees kom, toe staan Petrus op, en toe preek hy, en toe verkondig hy die evangelie, en duisende mense kom tot redding. En ek dink dit is die manier hoe ons ook daarna moet kyk, is ons moet bid en vra dat die Heilige Gees ons daai vrymoedigheid sal gee, daai geloof sal gee, om uit te gaan en te getuig. Yes. Pastor, ons is 'n Pinksterkerk. Ja. Ons is 'n Pinksterkerk, wat beteken ons glo aan die werking van die Heilige Gees. Ons glo aan die uitstorting van die Heilige Gees. Ons glo dat die gawes van die Gees vandag nog applicable is, en ons beleef dit, ons sien dit. Jy het nou gepraat van, jy kan nie vir my sê dit werk nie so nie. Net ek eendag 'n gesprek gehad oor 'n motorfiets, 'n spesifieke brand, en die persoon het my vertel hoe sleg hierdie brand is, en 'n ander brand geback, en ek vra hom toe, okay, maar het jy al ooit hierdie ander brand wat jy so bad mouth gery? En hy sê nee. Ek sê, het jy so nie in graad? Hy sê nee. Ek sê, hoe weet jy dat met soveel oortuiging dat hierdie ding sleg is, as jy het nog nooit beleef het nie? En net so vind ons dat baie mense in vandag se tyd skepties is oor dan spreek in tale, wonderwerke, tekens en goed wat volg as gevolg van die uitstorting, en dan die doop met die Heilige Gees. En mense betwyfel dit in vandag se tyd, want ons is baie meer realisties, as ek dit so kan stel. Ons redeneer goed uit, en dit maak nie fisies sin nie, jy weet, want dit is bonatuurlik. Dit is nie goed wat jy nie sonder die hulp van die Heilige Gees kan verstaan of sien nie. Maar was dit nie vir ons persoonlike getuienis, die feit dat jy al reeds die doping met die Heilige Gees, is jy gedoop met die Heilige Gees? Ja. Amen, dit is gedoop met die Heilige Gees, en omdat jy dit reeds al beleef het, kan jy met boldness daaroor getuig, en kan jy praat jy in tale? Ek doen. En as iemand vir jou sê, maar praat in tale dit het weggeval 2000 jaar terug, wat sou jou antwoord wees? Wys vir my in die skrif. Ja. Wys vir my in die skrif. Dis nommer 1, want obviously my ervaring is nie die be all and end all nie, die skrif is. En dan sal ek sê, maar wanneer ek dan dit doen, hoekom word ek geedify? Jy weet, as dit nie is nie, as dit 'n klomp, jy weet, gibberish is, wat 'n mens praat, babbel is, of wat ook al, hoekom word ek geedify daardeur? Jy weet, hoekom groei my verhouding met God? Hoekom verdiep ek in my verhouding met God? Hoekom praat die Here met my op 'n meer persoonlike vlak as ek dit doen, as dit nie meer so is nie? En Paulus verwys daarna, hy sê dat wanneer jy dan in hierdie taal bid, en een aspek daarvan is edifying yourself. Hoekom sê jy nie wil ge-edify word nie? Hoekom wil jy, en edify, as jy gaan kyk na die konteks daarvan, is kettinge van vrees wat breek. Ja. Kettinge van twyfel wat breek. Kettinge van 'n lae selfbeeld wat breek. Al hierdie goed wat ons weerhou, en dis hoekom dit nodig is om dit te noem in hierdie podcast, alles wat ons weerhou daarvan, om dan met boldness te getuig, is goed wat gebeur wanneer die Gees van God jou edify, wanneer jy in tale bid, in jou binnekamer in tale bid, of dan in die gemeente in 'n taal bid, tot edifying van die gemeente, maar dit is so crucial, en ek het baie keer hier gesprek met mense wat vir my sê, ja, dit het weggeval, en so ek soos, maar, joh, die woord sê dit nêrens, en dan,
ek weet wat sy impak het in my lewe. Ek het al soveel keer vir iemand bedien wat in 'n verskriklike situasie sit en ek het geen antwoord vir hulle nie. Want ek is nog nie daardeur nie. En ek moet met hierdie persoon praat en ek moet hierdie persoon bemoedig en ek het geen antwoord nie. En dan bid ek in 'n taal en die Heilige Gees kom en dit edify my, dit gee my insig en wysheid en ek kan begin skrif deel en ek kan begin woord deel of selfs 'n woord van wysheid of kennis ontvang. Jy weet, ons het eendag 'n dame gehad wat 'n ateïs was en sy het ons gechallenge, het my en 'n vriend van my en gesê, maar as julle God bestaan, bid vir my. En ons is soos, maar vir wat? Sy is soos, nee, ek wil deurbraak hê in hierdie ding waaraan ek dink. En soos, maar okay, jy moet vir ons sê, waar dink jy, sodat ons vir jou kan bid vir deurbraak in dit, en dat God homself kan bewys, en sy soos, nee, julle sê is 'n bo-natuurlike God, wat my gedagtes ken, en alles, dan wil ek hê julle bid daarvoor. En ons is soos, okay, dan bid ons, wat sy nie self voorreg gemaak het nie, is die feit dat ons in tale gaan begin bid. En ons het, en sy, na die tyd getuig, sy het totaal al uitgefreak, sy het soos, wat gaan hier aan? Maar ons het geen ander manier gehad om onsself te edify nie. Ons het gebid in Afrikaans en ons het nie die antwoord gekry nie. En die oomblik toe ons begin bid in tale, ek en my vriend, het die Gees van God bo-natuurlik vir ons hierdie woorde van kennis gegee. En ons kon deel, selfs tot die punt toe, wat dit is wat die Here wil doen in haar lewe en waaraan sy dink. En die bevestiging daarvan is die volgende oggend het dit gebeur. Die volgende oggend het dit gebeur en dit het daai dame wat op haar stadium ateïs was, sy lewe in 'n totale omkeer gesit. En ek sê so 2 weke terug vir iemand, ek sê, as bid in tale jou op 'n plek kan sit, waar jy die getuienis met soveel meer boldness en oortuiging kan deel en dit iemand se lewe kan red. Hoekom dit dan nie wil hê nie? Jy sien, maar as dit gaan oor my, en dit is soos, maar hoe dit my gaan verneder, of wat dit in my gaan doen, of dan selfs hoe dit my gaan optel, dan maak dit nie soveel sin nie. Want 'n persoon sal maklik sê, maar ek het dit nie nodig nie, ek het 'n mooi verhouding met die Here. Okay, great. Ek ken God, okay, dis great, okay, great, maar wat van as jy op 'n plek kom in jou lewe waar jy nie meer genoeg is nie, en jy bo-natuurlik iets meer of iets anders nodig het, en God hierdie ding wil gebruik. Die doping met die Heilige Gees is nog steeds relevant, wat ek wil maak vandag. Ons kom in daai tydperk in waar ons geremind word van Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees. En pastor, is die doping van die Heilige Gees vir almal? Ja, dis vir almal wat bereid is om dit te ontvang. Amen. Die Here weerhou nie sy gees van iemand af nie. Amen. Behalwe as jy dit net outrightly reject, maar nee, hy wil. En Paulus se opdrag aan die kerk, en dit is 'n opdrag wat nou nog van toepassing is eagerly desire the spiritual gifts. Dis ietsie wat ons moet najag. Dis ietsie wat ons moet wil hê. Jy weet, as die Here dit wil doen, wie is ek om te sê, maar is weird, ek soek dit nie. Jy weet, dis wat die Here wil doen. Dis wat die Here in sy kerk wil doen, dis wat die Here in die wêreld wil doen. En ons as Christene moet dit najag. En dis die goeie nuus, is daai is beskikbaar vir elkeen wat glo. Is dit reg as ek sê, doping met die Heilige Gees is 'n equipping vir ons om die evangelie verder te dra en bo-natuurlik geestelik te dra, maar dis nie noodwendig die teken van redding nie. Dalk net 'n verduideliking rondom dit, as jy kan, wat is die verskil dan? So redding is nie works-based nie. Jy weet, redding is nie, jy weet, jy moet kan profeteer, of jy moet in tale kan praat, of jy moet dit om gered te word nie. Dis nie wat redding is nie. Redding kom, hierdie misverstand. Daar is die misverstand, doping met die Heilige Gees, as mense soos, as ek sê jy is nie gedoop met die Heilige Gees, beteken dat jy is nie gered nie. Glad nie. Ekskuus. Die verskil is, redding kom deur genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen.
dit is wat redding is en die woord sê dat as jy met jou hart glo dat Jesus Here is en met jou mond bely dat hy die dood het opgestaan het, dan sal jy gered word. This is about you. This is about your salvation. This is about you being saved by grace. Yes. En dan die geestelike gawes, die uitstorting van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 12 sê dit duidelik, word gegee vir die opbouing van die gemeente. Jy het 'n woordjie genoem voor jy het gesê. En dan. Ja. En dan, because this is something that needs to happen as well. Yes. Jou geloof moet meer word as net jou redding, jou voorsiening wat God aan jou voorsien, jou hulp, wat in jou lewe gebeur. It needs to go over to a conviction to say, en dan. Ja. En dan moet daar iets meer wees. Ja, en dan moet daar iets meer wees. Jy vorm deel van 'n liggaam. Ja. Jy kan nie deel vorm van die liggaam van Christus as jy nie gered is nie. Ja. Dit is 'n prerequisite. Jy moet gered wees, jy moet wedergebore wees. As jy jou lewe vir die Here gegee het en jy volg hom nou, dan is jy deel van 'n liggaam. Nou, die uitstorting van die Heilige Gees is die equipping to build up the church, to build up the body, to equip the body to, dis wat Paulus sê in 1 Korintiërs 12, dis vir die opbouing van die gemeente. Amen. Jy weet, dis hoekom sy hele argument, toe hy met die Korinte bietjie geraas het, in 1 Korintiërs 14, rondom hoe hulle die geestelike gawes gebruik het, is want hulle het daai ding gehad van, maar dit gaan oor my. Jy weet, ek kan praat in tale, ek kan genees, ek kan, en Paulus sê nee, maar dit gaan nie daaroor nie. Hy sal heel eerder 5 woorde sê in 'n taal wat jy ken as 10,000 wat jy nie ken nie. Hoekom? Want as daar nie 'n uitleg is nie, dan word jy nie geedify nie, en dit is nie die purpose van daardie geestelike gawe nie. Die geestelike gawes is daar om die kerk op te bou. Amen. Amen. Pastor, dankie. Dis so lekker om saam met jou te kuier en veral rondom hierdie topik dan af te sluit. Die getuienis van Christus wat hy gedoen het 2000 jaar terug, sy bloed, en die getuienis van Christus vandag wat hy in jou en my lewe doen, saam oorwin daai getuienis die vyand. Amen. En die vyand wat daar buite werk in verhoudings en huwelike, en ek wil elke luisteraar encourage en sê, maak seker dat jy so naby aan Jesus, maak seker dat jy is hand aan hand saam met hom, jy beleef hom, jy het hierdie encounter met hom, jy weet wie hy is, en ons het dit al in die verlede gesê, ons lewe nie van encounter tot encounter nie. As die Here een keer vir my iets gedoen het, hy sê, as jy een keer die goedheid van God gesmaak het, net dan is dit verby. So, as jy net wedergebore is, iewers God ontmoet het en 'n encounter gehad het, hoef hy nooit weer in sy lewe, nooit weer in jou lewe iets te doen om jou passie op te wek. Hy is daai inspiration, en dis my encouragement dan aan die luisteraars toe al buite, maak seker jy ontmoet hom. Maak seker jy het hierdie ontmoeting met hom gehad, maak seker jy kom so naby aan hom, dat hy eendag jou naam gaan uitroep, en jy so by hom kan wees. En dan wil ek elke luisteraar encourage, as jy nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, asseblief vind 'n Pinksterkerk, vind 'n kerk, 'n gemeente wat glo in die dooping met die Heilige Gees, en gaan en vra daai dominee, daai pastoor, daai leraar, daai watter persoon ook al, vra hulle dat jy het nodig om meer effektief te wees. Jy wil graag hierdie genadegawe, jy wil dit hê, jy wil ook in hierdie gawes van die Heilige Gees operate. En ek wil jou verseker, hier waar ek sit vandag, ek kan dit verseker nie doen, of dit wat ek doen vandag, of dit wat die Here my gebruik om te doen sonder die Heilige Gees, en vir my persoonlik, die oomblik toe ek gedoop is met die Heilige Gees, het dit alles net wêrelde vir my oopgebreek, en ek kan sien hoe die Gees van God dan deur my werk. Pastor, dit gaan nie oor wie ons is nie, dit gaan oor wie Jesus is, en wie Jesus deur ons wil wees. Amen. Amen. Ja, laaste woord van my af is, ek echo Paul hier, so maar eagerly desire the spiritual gifts. Jy weet, gaan soek dit na, as dit vir jou vreemd is, en jy het vra, kontak vir my, kontak Pastor Dani, ons sal dit love om net saam met jou te sit, en deur die skrif te gaan, nie ons opinies nie, net deur die skrif te gaan, en te kyk wat sê die skrif, en te sê, hoor jy, as die skrif dit sê, dan moet ons dit besef. En dit is so eenvoudig soos dit. So ja, dankie Pastor Dani vir die gesprek, het was lekker geweest, en
ja, vir die luisteraars ook, deel dit met julle vriende, deel dit met julle families, en ons hoop en ons bid dat dit 'n blessing vir julle was.